Dankie julle, ons gaan aan met Deuteronomium, ons gaan aan met hoofstuk 11. Daarom moet jy die Hemelse Vader jou God lief hê en altyd sy ordeninge en sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. En julle moet vandag weet dat ek nie spreek tot julle kinders wat die onderwysing van die Hemelse Vader julle God nie geweet en nie gesien het nie. Sy grootheid, sy sterkte, hand en sy uitgestrekte arm, en sy tekens en sy dade wat hy in Egipte gedoen het, aan Farao, die koning van Egipte, en aan sy hele land, en wat hy gedoen het aan die leer van Egipte, aan sy perde en aan sy strijdwaans, waaroor hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het toe hulle agtervolg het, sodat die Hemelse Vader hulle omgebring het tot vandag toe. En wat hy vir julle in die woestyn gedoen het tot julle aankoms op hierdie plek. En wat hy aan Datan en Abiram en die seuns van Elab, die seun van Ruben gedoen het, hoe die aarde sy mond oopgemaak het, en hulle saam met hulle huisgesinne en hulle tente, en al hulle lewende wesens agter hulle aan, onder die hele Israel verslind het. Maar julle eie oë het gesien, al die groot werke wat die Hemelse Vader gedoen het. Onderhou dan al die gebooie wat ek jou vandag beveel het, dat julle sterk kan wees en inkom in die land en in besit kan neem, waarin julle oortrek om dit in besit te kan neem. En dat julle die dae kan verleng in die land wat die Hemelse Vader aan julle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle en hulle nageslag te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Want die land waarin hy gaan om dit in besit te neem, is nie soos Egipte land waar julle uitgetrek het nie, wat jy met jou saad besaai en met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie. Maar die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water drink. 'n land waar die Hemelse Vader jou God voorsorg. Die oë van die Hemelse Vader jou God is altyd deur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. As julle dan goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Hemelse Vader julle God lief te hê, en hom te dien met julle hele hart en julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laatreëns, sodat jou koring en jou mos en jou olie, laat jy dit kan insamel. En ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word. Neem julle in ag, dat julle harte nie verlei word nie, sodat julle nie afwyk en ander gode dien, en voor hulle nie neerbuig nie. En die toorn van die Hemelse Vader teen julle ontvlam, en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is nie, en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom, wat die Hemelse Vader julle gegee het. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle harte en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees, en leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. En skryf dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte, sodat julle dae en die dae van julle kinders in die land van die Hemelse Vader aan julle vaders met 'n eed beloof het, om aan julle te gee, kan vermenigvuldig soos die dae van die hemel bo oor die aarde. Want as julle ywerig al hierdie gebooie hou, wat ek julle beveel het om te doen, deur die Hemelse Vader julle God lief te hê, en in al sy weë te wandel, en hom aan te hang, dan sal die Hemelse Vader al hierdie nasies voor julle uitverdrywe, en julle sal groter en magtiger nasies as hulle uit hulle besitting verdrywe. Elke plek waar julle voetstoel op trap, sal die aan julle behoort, van die woestyn en die Libanon,
van die riviere, die Eufraatrivier tot by die Westelike See, sal julle grondgebied wees. Niemand sal teen julle stand hou nie. Die Hemelse Vader, julle God, sal die skrik en die vrees vir julle oor die hele land laat kom, waarop julle sal loop, soos hy julle beloof het. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na my gebooie van die Hemelse Vader, julle God, wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Hemelse Vader, julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. As dan die Hemelse Vader jou God jou inbring in die land waar jy gaan om dit in besit te neem, moet jy seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Lê hulle nie oorkant die Jordaan agter die pad in die weste in die land van die Kanaaniete wat in die vlakte woon teenoor Gilgal, by die terpentynbome van More nie. Want julle trek deur die Jordaan om die land in besit te gaan neem, wat die Hemelse Vader julle God aan julle sal gee, en julle sal dit in besit neem en daarin woon. Onderhou dan sorgvuldig al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou. Hoofstuk 12, die enigste heiligdom. Dit is die insettinge en verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die Hemelse Vader, die God van jou vaders, jou gee. Om dit in besit te neem al die dae wat julle op die aarde lewe. Julle moet terdee verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode dien en op die hoë berge en op die heuwels en onder elke groen boom. En julle moet hulle altare omgooi, hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesnede beelde wat van hulle gode is omkap en hulle naam van die plek laat verdwyn. So mag julle nie doen met die Hemelse Vader julle God nie, maar die plek wat die Hemelse Vader julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig. Om daar te woon moet julle opsoek en daarheen moet jy kom. En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers en julle tiendes en die offergawe van julle hand en julle gelofte en julle vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee. En daar moet julle voor die aangesig van die Hemelse Vader, julle God, eet en vrolik wees, julle en julle huisgesinne, oor alles wat julle jul hand aanslaan, waarin die Hemelse Vader, jou God, jou geseën het. Julle moenie doen net soos ons vandag hier doen nie, elkeen net wat reg is in sy oë nie. Want julle het nog nie gekom in die rusplek, in die erfenis wat die Hemelse Vader, jou God, jou sal gee nie. Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die Hemelse Vader, julle God, julle laat erwe. En hy sal julle rus gee van al die vyande rondom en julle sal veilig woon. Dan moet julle die plek van die Hemelse Vader, julle God, sal uitkies om sy naam daar te laat woon. Alles bring wat ek julle beveel, julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes, julle offergawe van julle hand en al julle keergelofte offers, wat julle die Hemelse Vader sal beloof. En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die Hemelse Vader, julle God, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die leviete wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie. Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie, maar op die plek wat die Hemelse Vader in een van jou stamme sal uitkies. Daar moet jy jou brandoffers bring, en daar alles moet jy doen wat ek jou beveel. Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet, ooreenkomstig die seën van die Hemelse Vader jou God, wat hy in al jou poorte gee. Die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok.
Net die bloed mag jy nie eet nie. Jy moet dit soos water op die grond uitgooi. Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou mos en jou olie nie, en die eerstgeborenes van jou beeste en jou kleinvee nie, en al die gelofteoffers wat jy sal beloof, en jou vrywillige offers en jou offergawe van jou hand nie. Maar jy moet dit eet voor die aangesig van die Hemelse Vader jou God, op die plek wat die Hemelse Vader jou God sal uitkies. Jy en jou seun, jou dogter, en jou slaaf en jou slavin, en die leviet wat in jou poorte is, en jy moet vrolik wees voor die aangesig van die Hemelse Vader, jou God, oor alles waar jy jou hand aanslaan. Neem jou in ag dat jy die leviet nie aan sy lot oorlaat, solank as jy in jou land lewe nie. As die Hemelse Vader, jou God, jou grondgebied uitbrei, soos hy jou beloof het, en jy sê, ek wil vleis eet, omdat jy lus het om vleis te eet, dan mag jy na hartelus vleis eet. As die plek van die Hemelse Vader jou God sal uitkies om sy naam daar te vestig, ver van jou af, dan mag jy van jou beeste en jou kleinvee slag, wat die Hemelse Vader jou gee, soos ek jou beveel het, en jy mag na hartelus in jou poorte eet. Maar soos die gemsbok en die takbok geëet word, so moet jy dit eet. Die onreine en die reine moet dit saam eet. Bly daar net vas by dat jy nie bloed eet nie, want die bloed is die siel, en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie. Jy mag dit nie eet op die grond, moet jy dit nie uitgooi soos water. Jy mag dit nie eet dat dit met jou en jou kinders na jou goed kan gaan as jy dit doen wat reg is in die oë van die Hemelse Vader nie. Net jou heilige gawes wat jy het en jou gelofteoffers moet jy neem en na die plek kom wat die Hemelse Vader sal uitkies. En jy moet jou brandoffers, die vleis en die bloed, berei op die altaar van die Hemelse Vader, jou God. En die bloed van jou slagoffers moet teen die altaar van die Hemelse Vader, jou God, uitgegiet word, maar die vleis moet jy eet. Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat ek met jou en jou kinders na jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen wat goed en reg is in die oë van die Hemelse Vader, jou God. As die Hemelse Vader, jou God, die nasies waar jy naartoe gaan, om hulle uit hulle besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe, en in hulle land woon, neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan verstrik word nadat hulle voor jou verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen nie. So mag jy nie handel met die Hemelse Vader jou God nie, want alles wat vir die Hemelse Vader 'n gruwel is, wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen. Want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Alles wat ek julle beveel het, dit moet julle sorgvuldig hou, en mag daar niks bygevoeg, en daar mag niks vanaf weggelaat word nie. Hoofstuk 13, voorskrifte met betrekking tot valse profete en voorstanders van afgoderry. As 'n profeet of een wat as 'n dromer optree by jou opstaan en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, en die teken of die wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop wat jy nie ken nie, en hulle dien, en dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet, of na die man wat as 'n dromer optree nie, want die Hemelse Vader julle God, beproef julle om te weet of julle werklik die Hemelse Vader julle God liefhet, met jou hele hart, en met jou hele siel. Julle moet die Hemelse Vader julle God navolg en hom vrees, en sy gebooie hou, en na sy stem luister, en hom dien, en hom aanhang. Maar die profeet of die man wat as 'n dromer optree, moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Hemelse Vader julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, en jou uit die slawehuis verlos het.
deur jou af te drywe wat die Hemelse Vader jou God jou beveel het, om daarop te wandel. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. As jou broer, die seun van jou moeder, of jou seun of dogter, of die vrou wat jy liefhet, of jou vriend, wat soos jou eie siel is, jou in die geheim vervloek, en sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie, uit die gode van die volke wat rondom julle is, naby jou of ver van jou af, van een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde. Dan moet jy nie inwillig en na hom luister nie. Ook mag jou oog hom nie verskoon nie, en jy mag jou nie ontferm en niks om sy ontwil wegsteek nie. Maar jy moet hom sekerlik doodmaak. Jou hand moet eerste teen hom wees, en om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk. En jy moet hom stenig dat hy sterwe, want hy het probeer om jou weg te drywe van die Hemelse Vader jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En die hele Israel sal dit hoor en vrees, en hulle sal nie meer so 'n verkeerde ding by jou doen nie. As jy in een van jou stede, wat die Hemelse Vader jou God jou gegee het, om daar te woon, hoor sê, Degeniete het by jou opgetree en die inwoners van hulle stad verlei deur te sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat julle nie geken het nie. Dan moet jy terdee ondersoek en naspeur en uitvra as dit waarheid is en staan in die saak vas, is hierdie 'n gruwel wat by jou gedoen, dan moet jy die inwoners van die stad sekerlik verslaan met 'n skerpte van die swaard, deur dit met die bandvloek te tref, en alles wat daaraan is, ook die vee met die skerpte van die swaard, en al die byt daarvan moet jy op die stadsplein bymekaar bring, en die stad en al die byt as 'n voloffer met vuur verbrand aan die Hemelse Vader jou God. En dit moet vir ewig 'n pynhoop wees, dit mag nie weer opgebou word nie. Ook mag daar niks van wat die bandvloek is aan jou hand bly kleef nie, sodat die Hemelse Vader hom van die goed van sy toorn kan afwend, en aan die barmhartige kan bewys en hom oor jou te ontferm, en jou vermenigvuldig, soos hy aan jou vaders met 'n eed beloof het. As jy luister na die stem van die Hemelse Vader jou God, om al sy gebooie te hou, wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is in die oë van die Hemelse Vader jou God. Ons gaan aan met hoofstuk 14, rein en onrein diere. Julle is kinders van die Hemelse Vader, julle God. Julle mag julle terwille van 'n dooie nie stikkend kerwe of 'n kaalte tussen julle oë maak nie. Want jy is die volk heilig aan die Hemelse Vader jou God, en jou het die Hemelse Vader uitverkies om sy eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aarde is. Jy mag niks eet wat 'n gruwel is nie. Dit is die diere wat julle mag eet: 'n bees, 'n skaap en 'n bok, 'n takbok en 'n gemsbok, en 'n gestippelde takbok, 'n steenbok en 'n ribbok, en 'n eland en 'n klipspringer, en al die diere wat gesplitste kloue het, en wel heeltemal in 2 gesplitste kloue en herkou onder die diere, die mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het nie. Die kameel, die haas, die das, want hulle herkou, maar hulle het geen gesplitste kloue nie. Onrein is hulle vir julle. Ook die vark, wat hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie. Onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet, en hulle aas mag julle nie aanraak nie. Dit mag julle eet van alles wat in die water is, alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet. Maar alles wat geen vinne en geen skubbe het nie, mag julle nie eet nie. Dit is onrein vir julle. Al die reinvoëls mag julle eet, maar dit is wat julle hulle nie mag eet nie: die arend en die lammervanger en die aasvoël, die kuikenduif, die valk en die gier na sy soorte,
en elke kraai na sy soorte. En dan staan die, en die volstruis en die naghuil en die seemeeu en die klein valk na sy soorte. Daai volstruis is verkeerd vertaal, is nie volstruis nie, julle kan maar gaan navorsing doen. En die steenuil en die steenuil en die silweruil, die pelikaan, die klein aasvoël en die visvanger, die groot sprinkaanvoël en die reier, na sy soort en die hoep en die vleermuis. En al die insekte met vlerke moet vir julle onrein wees, hulle mag nie geëet word nie. Al die reinvoëls mag julle eet. Julle mag geen aas eet nie. Vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan die uitlander verkoop, want jy is 'n heilige volk aan die hemelse Vader, jou God. Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie. Kyk vanaf vers 22, die tiendes. Jy moet jou noukeurig die hele opbrengs van jou saad, wat jaar vir jaar uit die land uitspruit, vertien. En jy moet voor die aangesig van die hemelse Vader, jou God, op die plek wat hy uitverkies om sy naam daar te laat woon, die tiendes eet van jou koring, van jou mos en van jou olie, eersgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee, dat jy kan leer om die hemelse Vader, jou God, altyd te vrees. En as die pad vir jou te lank is, en as jy nie kan vervoer nie, omdat die plek waar die hemelse Vader jou God uitverkies het om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, as die hemelse Vader jou God jou sal seën, dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan waar die hemelse Vader jou God sal uitkies. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee, en wyn en sterk drank, en vir alles wat jou siel van jou begeer, en jy moet daar eet voor die aangesig van die hemelse Vader, jou God, en vrolik wees, jy en jou huis. Maar die leviet wat in jou poorte is, hom moet jy nie aan sy lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar en dit in die poort wegsit. Dan moet jy die leviet kom en hy geen deel of erfenis saam met jou het nie, en die vreemdeling en die wees en die weduwees wat in jou poorte is nie, en hulle moet eet en versadig word, sodat die hemelse Vader, jou God, jou kan seën in al die werke van jou hande wat jy doen. OK, hoofstuk 15, die kwytskelding. Aan die einde van die 7 jaar moet jy 'n kwytskelding laat plaasvind, en dit is die saak van die kwytskelding. Elke skuldeiser moet kwytgeskeld wat hy aan sy naaste geleen het. Hy moet sy naaste en sy broer nie aanmaan nie, want tot eer van die hemelse Vader is daar 'n kwytskelding uitgeroep. Die uitlander mag jy aanmaan, maar wat jy by jou broer het, moet jy jou hand kwytskel. Maar daar moet geen arme by jou wees nie, want die hemelse Vader sal jou ryklik seën in die land wat die hemelse Vader jou God jou as 'n erfenis sal gee, om dit in besit te neem. As jy net goed luister na die stem van die hemelse Vader, jou God, om sorgvuldig te hou hierdie gebooie wat ek jou vandag beveel, want die hemelse Vader jou God seën jou soos hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen, maar self nie hoef te leen nie, en jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie. Dan vanaf vers 7, die armes en die slawe. As daar by jou 'n arme is, een uit jou broers in een van jou poorte, in jou land wat die hemelse Vader jou God jou sal gee, dan moet jy jou hart nie verhard en jou hand nie toehou vir jou arm broer nie. Maar jy moet jou hand wyd oopmaak en vir hom, en jy moet gewillig aan hom leen, genoegsaam vir sy behoefte wat hom ontbreek. Neem jou in ag dat daar in jou hart geen slegte gedagte is nie, naamlik die 7de jaar, die jaar van kwytskelling is naby,
en jou oog dan jou armbroer skeef aankyk, en jy hom niks gee nie, en hy teen jou na die hemelse Vader roep, en dit jou sonde word nie. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie, want terwille hiervan sal die hemelse Vader jou God jou seën in al jou werke en alles waar jy jou hand aanslaan, want die arme sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die elendige en die arme in jou land. As jou broer, 'n Hebreëse man of 'n Hebreëse vrou, hom aan jou verkoop, moet hy jou 6 jaar lank dien, maar in die 7de jaar moet hy hom as 'n vryman van jou laat weggaan. En as jy hom as 'n vryman van jou af laat weggaan, moet jy hom nie met leë hande laat weggaan nie. Jy moet hom behoorlik voorraad saamgee van jou kleinvee en van jou dorsvloer, jou wynpers waarin die hemelse Vader jou God jou geseën het. Daarvan moet jy aan hom gee, en jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf in Egipte land was, en dat die hemelse Vader jou God jou verlos het. Daarom beveel ek jou vandag in hierdie saak. Maar as hy vir jou sê, ek wil nie van jou af weggaan nie, aangesien hy jou en jou huis liefhet, omdat dit vir hom goed was by jou, dan moet jy 'n els neem en deur sy oor in die deur steek, sodat hy altyd jou slaaf word, en ook met jou slavin moet jy net so doen. Dit moet nie hard in jou oë wees as jy hom as 'n vryman van jou laat weggaan nie, want die dubbelloon van 'n dagloner het hy vir jou 6 jaar lank ingedien, en die hemelse Vader jou God sal jou seën in alles wat jy doen. Vanaf vers 19, die eerstelinge van die vee. Al die eerstgeborenes van die manlike geslag wat onder jou beeste en onder jou kleinvee aankom, moet jy aan die hemelse Vader jou God heilig. Jy mag nie werk met die eerstgeborene van jou beeste en die eerstgeborene van jou kleinvee nie skeer nie. Voor die aangesig van die hemelse Vader jou God moet jy dit jaar vir jaar eet op die plek wat die hemelse Vader sal uitkies, jy en jou huis. Maar as daar 'n liggaamsgebrek aan is, die lam of blind enige lelike gebrek, dan moet jy dit nie aan die hemelse Vader jou God offer nie. In jou poorte mag jy dit eet, die onreine en die reine saam, soos die gemsbok en die takbok. Net die bloed mag jy nie eet nie. Jy moet dit op die grond uitgooi soos water. Tot sover.